Goeiedag. Ons is nog in Paastyd, opwindende tyd vir ons as Christene. Jesus se kruisiging en sy opstanding en ons vier nou die opstanding van Jesus Christus. Ek wonder of iemand die afgelope tyd vir jou baie groot guns gedoen het. Iemand uit hulle pad uit gegaan het of sy of haar pad uit gegaan het om vir jou iets te doen. Net vanoggend het 'n boer hier in Amersfoort nogal moeite gedoen om vir my 'n bal gras te verkoop vir die perde. En ek kon sien ek het hom gebel en hy het net skielik ja, dit het gebeur. Maar ek is baie dankbaar. En dis nogal as 'n mens die opstandingsverhale van Jesus lees, lyk dit elke keer asof Jesus ekstra moeite doen vir sy disippels en vir die mense wat saam met hom was. Ook vir die wat nie disippels was nie, wat natuurlik saam met was. Ons weet daar is baie wat nie deel van die 12 was nie, maar wat ook vir Jesus gevolg het. En een so verhaal lees ons mos in Lukas 24 van die twee mense wat op pad was na Emmaus toe. Dit was die Sondagoggend met Jesus se opstanding en hulle het nog gehoor dat die vrouens by die graf was en hulle het twee engele gesien en die engele het gesê Jesus het opgestaan en hulle weet die disippels het gehardloop na die graf toe, maar hulle het nie vir Jesus gesien nie en hierdie twee mense stap terug Emmaus toe en dit geskietskrywers glo dat dit dalk Kleopas is die naam in Lukas 24, maar Klopas word genoem in Johannes 19 en hy was getroud met Maria, dis een van die 3 Marias wat genoem word in Johannes 19 vers 25. So dit staan Klopas en Maria, Jesus se oom en sy tannie, want die geskietskrywers vermoed dat Kleopas dan nou die broer van Josef was, Jesus se pa. So en Jesus doen moeite om saam met hierdie twee mense te gaan loop, iewers op die Sondag na sy opstanding en hulle is onseker, hulle is ontsteld oor wat hulle gehoor het. Hulle weet nie of Jesus nou wat het gebeur met sy liggaam nie. En hy openbaar homself nie dadelik aan hulle nie. Hy bewys eers uit die skrifte uit. Ek lees ons hierso van Moses en al die profete oor waarom die Messias moes ly en sterwe. Met ander woorde, hy wil hê hulle moet verstaan kern van die evangelie of kern van waarom hy moes kom en sterf vir die sonde van die mens as die offer vir ons sondes. En waarom die Messias dan hierdie pad moes geloop het. Nie 'n pad van oorwinning en sterkte nie, maar 'n pad van diensopoffering, sterf aan 'n kruis. En hy doen al die moeite om dit vir hulle mooi te verduidelik uit die skrif uit. En toe hulle nou by Emmaus kom, lees ons hierso in Lukas 24, toe wil Jesus wegdraai en hulle nooi hom toe. Hulle sê nee, kom, is nou laat, kom jy aand saam met ons, kom eet saam met ons. En toe lees ons 'n interessante ding. Toe die brood gebreek moet word, toe sit Jesus wat die brood breek, so hy word die gasheer en hulle is eintlik die gaste. En toe dit lyk asof toe hy die brood breek, toe sien hulle die merke in sy hande. Toe weet hulle wie dit is en Jesus het dadelik verdwyn. En ons weet die aand, dieselfde aand het hy toe verskyn aan die disippels in Jerusalem. En die twee mense van Emmaus, lees ons, loop toe terug Jerusalem toe om vir die disippels en die res wat daar bymekaar was, gaan verduidelik wat hulle beleef het van Jesus. Jesus doen die moeite met hierdie twee mense om saam met hulle te loop. Die opgestane Here, het hy dan niks beter om te doen nie. Sal ons dalk vir hom vra, Here, jy het nou net opgestaan en jy dood mense, hier is 'n hele skepping om aan die gang te kry en 'n klomp dinge om te doen, en nou doen u die moeite om met hierdie twee mense te gaan gesels, wat so 'n bietjie onseker is. Hulle sou tog later gehoor het by die disippels, dat hy wel opgestaan het en dat hulle hom gesien het. Maar werklik, hy doen die moeite om saam met hulle te gaan loop en rustig vir hulle te verduidelik hoe die skrifte werk ensovoorts, hoekom hy moes kom ensovoorts, en ook nog saam met hulle in te gaan na hulle huis toe, hulle vriendskap en gasvryheid te aanvaar, en toe vir hulle mooi te wys wie hy is. Het die Here dan niks beter om te doen nie? Dit sal ons dink, en ek dink baie keer wonder mense, die Here het seker baie beter dinge om te doen as om met my moeite te doen. Of vanoggend wel, die boer is besig met sy eie program en sy eie werk. Waarom sal hy nou die moeite doen om vir my spesiaal gou te reël vir 'n bal gras vir my perde? Zeg maar, dit is al wonderlik as iemand dit vir jou doen, soveel moeite vir jou doen. En as jy soveel moeite vir iemand anders kan doen, en om te weet, die Here God doen dit eintlik met ons ook. Die Here het tyd, die Here het energie, die Here het die wil om te help en te luister en saam met ons op pad te loop, saam met my seer of saam met my blydskap of wat dit ook al is. So mens kan simbolies gesproke sê,
Die Here is gereeld of wil op 'n Emmauspad met my loop en met jou. Wil ons ontmoet daar op pad na Emmaus toe, met wat ook al in ons lewe aangaan. Dit is dan wonderlik van die opgestaane Here. Kom ons dank hom daarvoor. Here, dankie dat u soveel moeite gedoen het met hierdie twee mense. Waarskynlik Kleopas en sy vrou Maria. En u het 'n spesiale tyd met hulle spandeer. Terwyl u baie ander dinge kon gedoen het. Dankie daarvoor. Dankie dat u dit ook met ons doen. En altyd gewillig is, altyd die tyd het, altyd die energie het. Ons sien uit na ons Emmauspad vandag en hierdie week saam met u. Amen. Geseënde week vir julle.